Hartlike goeiemôre hierso almal. Groet julle in die naam van Jesus Christus. Dankie vir almal wat hier is. Pragtige dag. Die Here vir ons gegee. So een afkondiging voor ons begin. Ons begin donderdag aand weer met Bybelstudie. Almal welkom, 6:00 die aand. Ek sal vir julle die skrifgedeelte stuur deur die week. So by môre of so. Kom ons bid. Magtige Hemelse Vader, dankie vir 'n pragtige nuwe dag, Here. 'n Lekker dag wat U vir ons geskaap het. Maar Here, dankie ook vir die boodskap wat U vir ons het vir vandag. En laat hierdie boodskap in ons harte kom vasmaak. En dat ons oordink en sal toepas in ons lewe. Want dit is so belangrik, Here, dat ons luister wat U vir ons sê. Maar Here, dankie dat U altyd getrou is. En dankie dat U vir ons so mooi leer, Here. Ons waardeer dit opreg. Here, seën hierdie diens en laat U wil geskied. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees vanoggend 'n redelike bekende gedeelte uit Genesis 19. Ek gaan nie 'n baie lang stuk lees nie, ek gaan net so 'n klompie verse lees. Hier vanaf vers 15. Nou ons weet hierdie is die gedeelte waar Lot in Gomorra gebly het. En daar 2 engele by hom in sy huis tuis was. Maar hulle moes hom uitvat uit die dorp uit. En ons begin hier by vers 15. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy: vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Nou lees ons hier by vers 26. En sy vrou het agter hom omgekyk. Sy het 'n soutpilaar geword. Sien julle wat gebeur as mens nie gehoorsaam is? Moet dit vir die kinders ook leer. Moet vir die kinders ook leer. In vers 16 sien ons Lot het getalm. Met ander woorde, hy was nou nie heeltemal seker of hy nou moet uitgaan uit hierdie stad uit en of hy maar nog so 'n bietjie moet bly nie. Maar hy is nie die enigste ou wat in die geskiedenis van die Bybel gehuiwer het of getalm het nie. Of op 'n manier versuim het om God se opdrag onmiddellik en volledig uit te voer nie. Maar hierdie verhaal
dien as 'n waarskuwing vir ons, elkeen van ons, oor die gevare van uitstel. As ons Afrikaanse spreekwoord wat sê, van uitstel kom afstel. En ongehoorsaamheid. So 'n paar voorbeelde van mense wat getalm het, of gehuiwer het. Eerste een is Lot en sy gesin. En hierdie engele moes hulle letterlik aan die hand gryp en hulle uitsleep uit die stadhuis. Hulle amper forceer as gevolg van hulle besluitloosheid. Aan die ene, ou Moses. Toe God daar by Moses kom, daar by die brandende bos, en vir hom sê hy met die Israeliete gaan uitlei uit Egipte uit. Wat was sy eerste ding? Maar Here, ek kan nie praat nie. Onmiddellik 'n verskoning. Maar Here, ek is nie bekwam om hierdie groot werk te doen nie. Want ek is mos nou stadig van spraak en Here, ek sukkel mos so 'n bietjie. Hy gaan so ver om te sê, Here, stuur iemand anders. Gelukkig het die Here nie vir daai triek geval nie, nee. Ander ou, so Jona. Jona, word deur God 'n opdrag gegee, gaan na Ninive toe. Nee, dit klink nie vir Jona reg nie. Hy wil Tarsus toe gaan. Heeltemal teenoorgestelde rigting. Maar hy moes die prys betaal. Sy ongehoorsaamheid het 'n storm veroorsaak. Nie net in sy lewe nie, maar ook in ander mense se lewens. Ander mense se lewens in gevaar gestel. Skade veroorsaak. Maar die Here was hom ook genadig. En dan kom ons by ou koning Saul. Hy kry 'n opdrag om die Amalekiete heeltemal te vernietig. Maar Saul weet van beter. Hy vernietig nie alles soos wat die Here vir God vir hom gesê het nie. Maar hy vat die beste van die vee en die beeste en al die goeders. En hy spaar nog die koning se lewe ook. En hierdie gedeeltelike gehoorsaamheid van hom, wat in wese eintlik maar net ongehoorsaamheid is, het hom sy koningskap gelos. En dan kom ons by daai 10 maagde daar in die Nuwe Testament. 5 was gereed, ander 5 was nie gereed nie. En omdat die bruidegom getalm het, bietjie gewag het om te kom, was hulle nie gereed nie. En toe hulle uiteindelik olie kry, is dit te laat. En daar sien ons die gevaar van geestelike uitstel. Nou as ons gaan kyk na hierdie voorbeelde, dan beklem dit vir ons hierdie Bybelse beginsel dat God onmiddellik en volkome gehoorsaamheid verwag wanneer hy 'n opdrag gee vir ons. En ons gaan spesifiek kyk na Lot. En dit moet vir ons 'n waarskuwing wees dat ons nie moet ongehoorsaam wees en probeer dinge op ons eie manier doen nie.
God het nie vir hulle gesê, gaan uit Sodom en Gomorra uit, omdat hy wil snaaks wees nie. Of omdat hy hulle wil skade aandoen nie. God wou hulle lewens spaar. Agter hulle is gevaar, maar hulle kon dit nog nie heeltemal sien. Voor hulle God se plan, wat hulle ook nie mooi gesien het nie. En baie keer sien ons ook nie dadelik die plan wat God vir ons het in ons lewe nie. Maar Lot se vrou, sy luister nie baie mooi nie. Die opdrag was, moenie terugkyk nie. Moenie gaan stil staan nie. Maar wat doen sy? Sy gaan staan en sy kyk terug. En sy word 'n soutpilaar. Maar daai omkyk was meer as net nuuskierigheid. Ons kan dink sy dalk omgekyk om te sien wat gebeur agter haar. Maar dit was dalk 'n verbintenis met iets agter haar wat sy nie kon breek nie. Dit was hy laaste vashou aan 'n verkeerde omgewing. Aan giftige verhoudings. Dalk in 'n verslawing. Dalk verkeerde vriende. Ons weet nie. Maar dit kan enige iets van daai goed wees. En dalk ook maar daai laaste vashou aan een of ander goddelose ding waarmee jy besig is. Sy het gesukkel om die bekende te laat gaan. Haar hart was nog steeds gebonde aan juis die dinge waarvan God haar besig is om te bevry. Hoeveel van ons is bang om die bekende te laat gaan? Maar weet ons sien hierdie besluit, hierdie enkele besluit van Lot se vrou om terug te kyk, het haar hele toekoms vernietig. Nie net opgemors nie, vernietig. Want daar was nie vir haar 'n toekoms van daar af nie. Alles het net daar vir haar gestop. Daai omkyk het haar weerhou om in te stap in die volgende hoofstuk wat God vir haar voorberei het. En dit is met reg dat Jesus vir ons ook sê, moenie omkyk terwyl jy ploeg nie. Met ander woorde, ons kan nie die toekoms instap terwyl ons so koorsagtig vasklou aan dit wat was nie. Die verlede is verby. Jy kan niks verander aan die verlede nie. En ek lees vir ons Lukas 9 vers 62. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Maar soms gebeur dit dat God ook in ons lewens sekere deure toemaak. En dit is nie om ons seer te maak nie. Dit is ook nie om ons te straf nie, maar om ons te beskerm. God beskerm ons teen gevare waarvan ons nie eers bewus is nie. Maar dan is ons baie keer so ontevrede
En dan probeer ons omtrent soos rebelse tieners om my deur oop te skop. Jy gaan net jou enkel breek, hoor. Nie elke toedeur is 'n verlies vir jou nie. Sommige van daai toedeure is God se omgee vir jou. Dit wat jy nie eers kan sien nie. Dis God se stille beskerming teen iets of iemand wat jou wil of kan vernietig. Want nie al die mense wat in jou lewe inkom is deel van God se plan nie. Party mense kom in om alles te vernietig. Dis waarvoor ons moet vra vir onderskeiding. Dat ons kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is kwaad. Maar wanneer ons egter so vashou aan hierdie verlede en altyd net kla en al die dinge van die verlede gaan haal daar agter die berg of verlang na hierdie dinge wat God gesê het los, dan is jy besig om God se plan vir jou lewe op te mors. En dit is waarom gehoorsaamheid altyd belangrik is. God gaan nie onnodig iets doen nie. God het altyd 'n goeie rede waarom hy dinge op 'n sekere manier doen. Hy is almagtig. Hy is bo ons. Ons moet in lyn wees met God se wil, nie andersom nie. Maar ongehoorsaamheid plaas jou buite God se plan en buite sy beskerming. Jou gehoorsaamheid hou jou in lyn met God se plan vir jou. Ek weet dinge maak nie altyd vir ons sin nie, maar wanneer ons gehoorsaam bly aan God, dan lei dit altyd tot 'n godsalige lewe. 'n Lewe wat vir God welgevallig is. Maar wanneer daar 'n traagheid in ons is om gehoorsaam te bly, of jy is net gehoorsaam wanneer dit jou pas, gaan dit jou dalk 'n bietjie meer kos as wat jy besef. Laat vandag nog die verlede gaan. Hou op om terug te kyk na wat gebeur het, na al jou planne wat misluk het in die verlede. Jy kan niks daaromtrent doen nie. Jy lewe nie in jou verlede nie. Hou op terugkyk en verlang na mense wat nie saam met jou bly stap het nie. God neem mense met 'n doel weg. Want daai mense wil dalk net God se plan vir jou en vir my vernietig. Vertrou God altyd. Want hy weet wat hy doen. Hy weet beter as ons. Onthou net, jou verlede is agter jou, nie voor jou nie. Dis hoekom 'n kar net so groot vooruit het en so 'n klein spieeltjie het wat agter toe kan kyk. Jy kyk net so nou en dan terug of daar nie gevaar agter jou is nie. Maar daai venster is lekker groot, dat jy wyd kan kyk vorentoe en nog so 'n bietjie kan opkyk daar na die Here toe ook. Wanneer God sê beweeg, dan beweeg jy. Wanneer God sê laat gaan, dan laat gaan jy. Want dit God vir jou beplan het,
is groter as die dinge wat jy moet agterlaat in die lewe. Dit wat ons hier op aarde het, gaan nie eendag saam met ons nie. Dis onbelangrik. Dit voel dalk vir ons, ja maar Here, dit is my kosbaar. Nee, 'n verhouding met die Here is meer kosbaar as goed. Pas op dat ons nie afgode maak van besittings nie. God is nie meer besig om iets te doen in jou verlede nie. Wees nou teenwoordig hier saam met God. Oordink die dinge wat ewigheidswaarde het. Nie die dinge wat verby is nie. Stap hierdie toekoms in, saam met die Here. Vol selfvertroue. Here, kom ons stap. Dan kan ons nie fout wees nie. Ja, die aanvalle gaan daar wees. Niemand waarborg ons dat daar geen aanvalle gaan wees nie. Maar daarvoor het die Here vir ons 'n wapenrusting gegee. Moenie huiwer nie. Moenie omkyk nie. Maar hou jou oë gefestig op Jesus. En ek sluit af met Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons is. Nie wat agter ons is nie, wat voor ons is. Die oog gefestig op Jesus. Die leidsman en volëinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. 'n Baie mooi belofte wanneer ons ons oë gefestig hou op Jesus. Dis soos ons nou die dag gesê het, ek slaan my oop na die berge, maar my hulp kom nie van die berg af nie. My hulp is hoog by die van die Here af, hoog in daai berg. Onthou dit, jou oë gefestig op Jesus. En los die verlede. Dit is verby. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy is nie meer jou verlede nie. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die boodskap. Here, U ken ons harte, Here. Deursoek ons hart en wys nog vir ons, waar is daar dinge wat ons nog bietjie vashou hier, Here? Waar is daar dinge wat ons nog voor U stel? Waar is daar dinge wat ons nog weerhou om onmiddellik gehoorsaam te wees aan U? Here, ons wil altyd gehoorsaam wees, Here. As U sê gaan, dan wil ons gaan. En dankie dat ons weet, ons kan die onbekende instap. Met U aan ons sy. U wat reeds die toekoms ken. Here, dankie dat U ons so liefhet. Dankie dat U ons 'n verlosser gegee het.
sodat ons nie nodig het om in die verlede te bly nie. Julle gaan saam met ons deur hierdie week. En dankie dat U ons gaan beskerm, Here. En ons bid U seën oor ons. Vir elkeen hier teenwoordig. In Jesus naam. Amen. Dankie, Jesus.